Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Vandag wil ek praat oor hoe om te wag op die Here. En kom ons demonstreer dit deur om net 'n bietjie te wag. Ons sê vir die Here, baie dankie Here dat U hier is. Dankie Here dat U so lief is vir ons. Dankie Here dat ons na U kan kyk en weet dat ons krag kom van U af. U krag is ons krag. Dankie Here, ons verruil ons natuurlike krag vir U bo-natuurlike krag. Ons menslike isgies, ons menslike krag vir U bo-natuurlike, goddelike isgies. En dankie Here dat U sê in die woord dat ons U bo-natuurlike krag ontvang wanneer ons wag op U. Prys die Here. So julle kan saam met my sing. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Dankie Here dat ons op U kan wag. Prys die Here. Dankie Here Jesus. Dankie Here. So Jesaja 40 vers 31 sê, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. Nou, as jy hierdie vers lees, sal jy dink, hierdie is vir mense wat siek is, of vir mense wat oud is, of vir mense wat, jy weet, in die hospitaal is. Die vorige vers sê in vers 30, julle kan dit gaan lees, vers 30, wys dat die jongstes en die sterkstes sal moeg word en flou word. So dit praat nie net van jou swakheid nie, dit praat van jou menslike krag. Jy moet jou menslike krag verruil vir sy goddelike krag, vir sy krag. Maar diegene wat na die Here kyk vir hulle krag, sal nooit flou word nie. Hulle sal staat maak op die Here se onbeperkte krag. Jou krag is beperk, die Here se krag is onbeperk. Nou, ek glo nie dat die woord wag, kava, beteken net om te wag soos wat jy by die stasie wag in die ou dae, of waar jy wag by die lughawe vir die vliegtyg, of wat ook al, waar jy nou wag vir iets, waar jy niks doen nie, jy sit net daar, jy sit ledig en wag nie. So dit beteken nie, jy sit ledig en wag vir die Here nou, om vir jou hierdie krag te gee nie. Jy doen niks. Jy wag vir die Here om deur te kom. Nee, dit gaan eerder daaroor om te wag, soos wat 'n kelner wag, op haar kliënt of op die mense wat daar eet. Hoe wag 'n kelner op 'n mens? Die hele tyd besig om te kyk, wil hulle nou weer iets sê, is hulle hand opgesteek. Hulle wag op die persoon en hulle wil vir al die persoon se behoeftes voorsien wat hulle kan, sodat die persoon gelukkig is met die ete en met die ervaring by die restaurant.
En 'n goeie voorbeeld daarvan is, kom ons kyk na Psalm 123 vers 2. Dit sê, kyk, soos die oë van slawe gerig is op die hand van hulle eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. So jy kyk die hele tyd na die Here, jy sien, wat doen die Here? Gaan die Here hierdie kant toe, beweeg die Here daai kant toe? Wat is die Here, wat sê die Here? Wat is sy hand? Jy wag op die Here, jy kyk na hom. Jy is voortdurend besig om na die Here te kyk. En die Hebreëse woord die Hebreëse woord kava, sê kava, word vertaal as wag. Maar dit beteken om saam te bind. Miskien deur om te draai, om iets saam te bind deur om dit te draai, saam te draai. En dit wil sê in te samel, by mekaar te bring. Nou, figuurlik beteken dit om te verwag. En dis hoekom kava word baie kere vertaal, en selfs in die Hebreëse taal vandag, so as jy kava sê, sal hulle dink aan hoop. Hulle sal dink aan hoop, en dit beteken om te kyk vir, om te verwag, om te hoop. Nou, soos ons die Here soek, vir hom wag, beteken dit ons kyk na hom vir al ons behoeftes, ons kyk na hom vir al ons lyding, hy moet ons lei, en jy kyk vir hom vir sy krag. Jy verwag sy krag, en nou sê hy versamel by mekaar. Dit beteken, jy verwag nie op al hierdie ander goed nie. Jou verwagting is nie gedisperse nie, jy verwag nie hierdie ding, jy verwag op daai ding om uit te werk. Nee, al jou verwagting word versamel, en jy verwag alleen, al jou verwagting is alleen op die Here, al jou kyk is alleen op die Here, al jou fokus is alleen op die Here vir sy bonatuurlike krag. Halleluja. So jy versamel al jou verwagting op Jesus. Nou as jy dink, die Bybel sê ons is ook verbind aan die Here. Want kava beteken ook om saam te bind, te draai, saam te bind. So dieselfde, ons gees is 100% verbind aan die Here se gees. So nou hierdie verwagting is nie nou, jy kyk na die Here, soos 'n kelner is 'n goeie voorbeeld, maar 'n kelner moet nog steeds kyk buite haar, of hy moet nou kyk vir daai kliënt daar. Maar waar is die Here? Ons is saam verbind aan die Here, die Here is binne in ons. So hierdie verwagting is nie ook jy kyk na die Here soos, hy is so ver nie. Nee, hy is hier by jou. Hy is in jou gees. Halleluja. Jesaja 41 vers 1, dis nou die volgende vers, sê, luister in stilte na my, eilande. Laat die volke nuwe krag kry. Laat hulle na vore tree, dan kan hulle die woord voer. Laat ons saam nader kom vir die regsgeding. Maar wat sê hy hierso? Hy sê, luister in stilte na my. So dit beteken, jy moenie, wanneer jy in 'n situasie is of in 'n probleem is, jy moenie jou oë laat al die ander goed kyk nie. Jy moenie verwag op al die ander goed, of selfs net fokus op al die ander goed. Nee, jy moet stil word, slow down. Jy moenie hasty wees nie. Jy moenie vinnig, okay nee, hier is 'n probleem, kom ek doen hierdie. Nee, jy moet slow down, jy moet stil word en fokus op die Here. Dan wat gebeur? Hulle sal nuwe krag kry. Psalm 46 vers 11 sê, bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies. Ek is verhewe bo die aarde. So waar sê die Bybel, ons is in Christus en ons is saam met Christus aan die regterkant van die Vader. Ons sit aan die regterkant van die Vader saam met Jesus. So jy moet, maak nie saak wat se probleem jy is nie, jy moet al jou verwagting bymekaar maak en fokus op Jesus en besef, ek kan bedaar en weet dat ek is bo al hierdie probleme. Ek is verhewe bo die nasies, ek is
verhewe bo die aarde in Christus aan die regterkant van die Vader. En volgens hierso Jesaja 41 vers 1 en Psalm 46 vers 11 is 'n deel van wag op die Here stil te bly. Nou ek glo nie net stil bly met jou mond nie, dit beteken om, soos hy hierso vertaal, bedaar, slow down. Wanneer probleme kom, is mense baie vinnig om hasty te raak. Hulle wil vinnig dit regmaak, hulle wil vinnig hierdie situasie uitsorteer. Hulle wil hierdie ding doen gou. Nee, bedaar, slow down. Die Navy SEALs sê, wat sê die Navy SEALs? Hulle sê, slow is smooth. Smooth is fast. Fast is deadly. So wanneer jy slow down en jy fokus op die Here, dan is dit smooth. En dan sal jy vinnig gaan. Dis hoekom as jy leer om jou handwapen te skoon te maak en weer bymekaar te sit, wie weet uitmekaar uithaal, bymekaar te sit, begin jy eers dit stadig doen. En dan soos wat jy dit leer, dan begin jy al hoe vinniger raak. Maar dis wat hulle sê, doen dit reg, sodat jy nie 'n fout maak nie, want as jy 'n fout maak, dan gaan jy doodgaan in die oorlog. So dieselfde, die Here sê, bedaar, fokus op my alleen. En dit sê hierso dat wanneer jy bedaar voor God, dan wat gebeur? Jy kry daai nuwe krag. Jou menslike krag word verruil vir die Here se goddelike krag. Halleluja. En 'n arend sweef op die lugstrome sonder om sy vlekke te klap. Hy vlieg op die wind, nie op sy eie krag nie. So dieselfde, ons moet sweef op die Heilige Gees se krag, nie op ons eie krag nie. En hulle kan vir ure lank met min of geen moeite op die strome van wind vloei, hulle ry op dit. Nou diegene van ons wat op die Here wag, is soos hierdie arend, wat beweeg op die vloei van die Heilige Gees, en nie op ons eie pogings nie. Ons kan ander oortref wat sterker, slimmer en beter is as ons, omdat hulle is besig om op hulle eie krag, op hulle eie vermoë staat te maak, terwyl ons maak staat op die Here se bonatuurlike vermoëns, die Here se bonatuurlike krag. Nou kom ons fokus 'n bietjie weer op Jesaja 40 vers 31 en vat dit uitmekaar. Dit begin deur kom ons lees dit weer nog 'n keer. Jesaja 40 vers 31, maar wie op die Here wag, kawa, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. Nou die eerste gedeelte sê, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. So dit is nie net 'n mooi ding wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nie net hierdie as 'n mooi geestelike idee nie. Dit is 'n werklikheid. Dit is 'n werklike en tasbare uitreiling. Jy gee vir die Here jou menslike krag, en as jy moeg is, gee jy vir die Here jou moegheid, en jy vat sy bonatuurlike krag. Jy gee vir die Here jou stres, en jy vat sy vrede shalom. Jy gee vir die Here jou hartseer, en jy vat sy vreugde. Halleluja. Jou moegheid vir sy krag, jou stres vir sy vrede. Maar selfs, wat is 'n groot hindernis vir mense as hulle sterk is? Baie van hierdie mense wat so slim is en so sterk is en dink hulle is awesome, kan nooit die Here se bonatuurlike krag ontvang nie, want hulle maak staat die hele tyd op hulle menslike krag. Want hulle is so slim, hulle kan alles doen. En ek voel eintlik jammer vir hulle, want daai is ook die mense wat by die ou einde nie hulle harte vir die Here gee nie, want hulle dink, o nee, ek is so goed, ek doen alles reg, ek is so sterk. Nee, die Bybel sê hierso selfs die sterkes sal val, selfs die jonges sal val en flou word. Hulle kry nuwe vere soos arende, of die Engels sê, they'll rise up with wings like the eagles, they'll rise up. Hulle styg op. So wanneer jy op God wag,
lig hy jou bo die geraas. Hy lig jou bo die gejaag en die laste. Soos 'n arend wat die wind vang, styg jy sonder om te fladder of te streef. En ook as jy dink, wat is die gebed? Die gebed wat die hoëpriester oor die nasie sê. Hy sê, mag die Here sy aangesig oor jou verhef. Hy verhef sy aangesig oor jou. Soos wat jy na die Here kyk, verhef hy sy aangesig oor jou, so hy verhef jou. As jy kyk na sy aangesig, verhef hy jou. Hy lig jou op, soos wat jy na die Here se gesig kyk. En dan wat gebeur? Hy gee vir jou sy vrede shalom, sy vrede voorsiening, sy vrede gesondheid, sy vrede krag, sy vrede heelheid. Prys die Here. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle raak nie moeg nie. So daar is werk wat voor ons lê. Ons het werk, ons moet hardloop. Ons moet dinge doen. Jy weet, jy moet werk toe gaan, jy moet werk toe ry, jy moet, jy weet, kliënte sien, kinders sien, pasiënte sien, jy moet al die goed doen. Maar die Bybel sê hierso dat die Here sal vir jou sy krag gee en jy sal nie moeg word nie. So as 'n ouer, jy moet jou kinders help, jy moet leiding neem by die werk as jy 'n baas is, of jy moet na jou baas se instruksies luister as jy die werker is. Maar die Bybel sê hierso dat die Here jou sal help. Hy sal jou versterk, sê die Here versterk my. Die Here versterk my. Jy hardloop nie op 'n leë tank nie. Jy hardloop nie op 'n leë tank nie. Jy word bonatuurlik deur sy genade versterk, opgehef. En daar is 'n goddelike gemak, selfs terwyl jy werk. Prys die Here. Hulle loop, maar word nie moeg nie. En loop, so hardloop is dalk soos al hierdie groot dinge wat jy moet doen. Jy moet werk toe gaan, jy moet, jy weet, jou kinders help by die skool, of jy moet hierdie besigheid taakie doen, of wat ook, maar selfs met die gewone goed, as jy net loop, die klein goedjies wat jy moet doen, die gewone oomblikke, wanneer jy in die kombuis besig is om kos te maak, of wanneer jy die skottelgoed was, of wanneer jy, wat ook al die tuin nat gooi, of wat ook al jy doen, wat sê die Bybel? God sal jou versterk. Jy sal gevul word met sy genade, wanneer jy bewus is, dat hy by jou is. Halleluja. Nou laat hierdie waarheid jou vandag voed. Jy hoef nie te probeer om krag, ischies is die woord, ischies, krag op jou eie te verkry nie. Jy kan eenvoudig op ons Here Jesus wag en hom toelaat om jou natuurlike krag te vernuwe met sy, of verruil met sy bonatuurlike, goddelike krag. Halleluja. So wie wil die Here se bonatuurlike krag hê? Hey? Ons wil almal sy bonatuurlike, goddelike krag hê. Nou, 'n sleutel tot hoe om hierdie krag te ontvang, kan ons sien in die Septuagint. Jesaja 40 vers 31 sê, in die Septuagint, maar die, so in die Hebreëus sê, maar die wat wag, die wat kava, maar in die Septuagint, in die Grieks, sê hy, maar die geduldige volhardes. En hierdie woord ken ons al baie goed, want ek het dit al oor en oor vir julle gesê, hypomone, hoe ek al jy het sê, maar ek het nou gaan kyk hoe sê 'n Griek dit, so dis blykbaar hoe jy het sê, hypomone. En dit is die geduldige volhardes. Die God sal sterkte verander. So wat beteken dit? Die Here vat jou sterkte, jou menslike sterkte, of as jy nie sterk is nie, jou moegheid en jou swakheid, en hy verander dit in sy sterkte, sy ischies, sy sterkte. En soos ons weet, die Heilige Gees is die Gees van ischies, die Gees van sterkte. Halleluja. Hy is die Gees van dunamis ook. Maar jy begin eers, jy kort die sterkte van die Here, sodat jy kan vloei in die dunamis van die Here, in die Gees van dunamis. So hy verander jou menslike sterkte na sy goddelike sterkte.
So wat beteken dit om op die Here te wag? Wat kan 'n definisie wees van om op die Here te wag? Wag op die Here is 'n vaste vertroue en hoopvolle verwagting met geduldige volharding op die Here alleen. So jou vertroue is nie, jy vertrou nie op hierdie storie, daai storie, op hierdie persoon, of hierdie, wat hierdie dokter sê, of wat hierdie bankou sê, of wat hierdie broker van jou sê, of hierdie ouens nie. Jy vertrou op die Here alleen, jy hoop nie op al die ander goed, jy hoop op die Here alleen, en jy volhard deur om die heeltyd te fokus op die Here alleen. Nou wat hinder die meeste mense van om te wag op die Here? Wat hinder hulle om te wag op die Here, of om te vertrou op die Here, of om te hoop op die Here, of om hierdie geduldige volharding te hê? Dis as hulle vertroue op hulle eie menslike krag is. As jy vertrou op jou eie menslike krag is, of as jy vertroue, soos wat ek sê, versprei is op wat rondom jou is, dan fokus jy nie alleen op die Here nie. Dit is waarom jy God vertrou en hy gee jou sy goddelike krag. Jou natuurlike krag word verruil vir sy goddelike krag. Amen. Nou wat is 'n voorbeeld hiervan? So Jesaja 40 vers 31 is gekoppel aan Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Dis 'n goeie voorbeeld van Jesaja 40 vers 31. En jy kan sien die prentjies hierso. Jesaja 40 vers 31 praat van hardloop. Hebreërs 12 vers 1 praat van hardloop. Kom ons lees vir nog 'n keer net Jesaja 40 vers 31. Maar wie op die Here wag, kava. En soos ons weet, in die Septuagint is dit nie kava nie, dit is hypomone. Manier wat jy kan onthou is hypomone, moenie mou nie. Moenie mou nie. Jy gaan nie mou nie. Maak nie saak hoe lank jy moet wag nie. Jy gaan nie mou nie. Hypomone. Herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop maar raak nie afgemat nie. Hulle loop maar word nie moeg nie. En soos ons gesê het, die Hebreëse woord kava beteken om bymekaar te maak. Om te verbind, saam te bind, te versamel. So jy is verbind aan die Here. In jou gees is jy 100% verbind aan die Heilige Gees, aan Jesus, aan Abba Vader, in jou gees. Nou, wat moet jy saambring? Jy moet al jou verwagting, al jou hoop, al jou vertroue, al jou volharding op die Here sit, alleen op die Here. Jy versamel dit, jy bring dit bymekaar om te fokus op die Here alleen. Soos ons na die Here kyk, na hom kyk vir al ons behoeftes en al ons lyding, hy moet ons lei, sal hy ons krag met syne vervang. So ons versamel al ons verwagting, al ons kyk. Jy weet, want baie mense kyk na hierdie en kyk na dit soos Dawid, toe hy Goliat geveg het. Al die mense, al die soldate van Israel het gekyk die hele tyd na Goliat. Hulle het na Goliat gekyk, maar wat het Dawid gedoen? Hy het net geglans na Goliat. Hy het net so vinnig na Goliat gekyk en dan het hy gefokus op die Here. Hy het gesê, wie is hierdie onbesnede ou? Nee, ek fokus op hierdie. Dis die geveg van die Here. Hierdie geveg behoort aan die Here. So jy glance at your problems or you glance at the world, but you gaze on the Lord. Halleluja. So ons fokus alleen op Jesus en dis wat Hebreërs 12 vers 1 tot 2 vir ons sê. As jy kyk na daai woord vir kyk, as jy kyk na daai woord vir jou oë gerig op die Here, ons gaan nou, kom ons gaan eers na vers 1. Vers 1 sê, die wedloop wat vir ons voorlê. En hierdie wedloop is die woord letterlik in die antieke wêreld vir daai intense, jy weet, marathon en atletieke, die woord hier is trekos, soos wat jy weet, rondhardloop, en soos letterlik die woord vir wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Sien julle? En is weer die woord hypomone. Die wedloop wat vir ons voorlê met hypomone, hardloop. Nou,
kava staan nie daar nie. Maar as jy dit nou koppel aan Jesaja 40 vers 31, dan kom ons doen dit, dan sê dit hierso, wie hierdie wedloop wat vir ons voorlê met verwagting, vaste vertroue, volharding, al ons volharding is op die Here alleen gefokus. En dis wat die volgende vers sê. Vers 2 sê vir ons, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinde van die geloof. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinde van die geloof. Nou die woord, die oog gerig op, die Griekse woord, as jy letterlik wat dit beteken, is om die oë van ander dinge af te draai. Jy kyk nie na al die ander dinge nie. En jy het hulle slegs, jou oë is slegs op Jesus gefestig. Sien julle? So kava, hypomone en hierdie woord is gekoppel, jy moet letterlik geduldig wees. Want wat wil die vyand? Hierdie persoon skree op jou, hierdie persoon, kom ons sê jy hardloop 'n wedloop, jy's besig om te hardloop. En wat gebeur? En die skare skree vir jou en hulle sê, nee, jy doen dit verkeerd. Jy maak droog. En nou stop jy en jy sê vir die skare, nee, ek hardloop reg. Nee, ek doen dit reg. Wat gebeur? Jy hardloop nie die wedloop nie. Jy moet net hardloop gefokus op Jesus. Jy moenie fokus op wat hierdie skare, hierdie persoon sê en wat daai persoon sê. Jy moet net gefokus wees op Jesus. Selfs al begin jy 'n kramp kry, is dit okay. Jy weet want die Here gaan vir jou sy krag gee. En dan bedoel ons baie maklik as jy sweef terwyl jy hardloop, jy sweef soos 'n arend. Prys die Here. Die oog gerig op Jesus om die oë van ander dinge af te draai en hulle slegs op Jesus te vestig, op Jesus alleen. Prys die Here. Kom ons doen dit. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Dankie Here, ons fokus op U alleen. We turn our eyes upon You, Lord. We focus on You and the things of earth, wat die skare sê, wat die mense rondom ons sê, sal dim word. En ons fokus op U glorie en U genade. Dankie Here. Nou, Jesaja 40 vers 31, Hebreërs 12 vers 1 tot 2, moet jy lees saam met 2 Korintiërs 3 vers 18. En dit sê ons almal, sê almal. So hierdie is iets wat ons almal moet doen. Nie net die pastoor nie, nie net die baie gelowige Christene nie. Ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig, dit beteken die sluier is wanneer jy onder die wet is. So die ontsluierde gesig, die heerlikheid, en natuurlik die sluier was Jesus se liggaam in die tempel. In die tempel, die sluier was daar, en toe word dit geskeur, toe Jesus die wet vervul het. Terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, sê aanskou. En dan soos, dink ek staan nie daar nie, as jy kyk na die Griek self, staan soos nie daar nie, Afrikaans sê dit daarin, maar dit sê aanskou in 'n spieël. Aanskou in 'n spieël. Nou wat is die spieël? Die spieël is die Bybel. Die spieël is die Bybel. Word na dieselfde beeld verander,
van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Nou as jy in 'n spieël kyk, wat sê die spieël vir jou? Wat sal wees, of wat daar was? Nee, dit sê vir jou wat nou daar is. Sê vir jou hoe jy lyk. Sê nie vir jou hoe jy 10 jaar terug gelyk het, of hoe jy in die toekoms gaan lyk nie. Die spieël sê vir jou hoe jy nou lyk. As jy dit daarvan hou of nie. Hy gee vir jou 'n eerlike opinie van hoe jy lyk. En die opinie is, jy weet, jy kan dit nie verander nie, dis nou feite. Jy weet, dis hoe jy lyk in die spieël. Nou die Bybel is die spieël. En nou wat sê die Bybel vir jou? Die Bybel sê vir jou hoe jy lyk in die Gees. Want wie kyk nou, wat sê hy hierso? Word na dieselfde beeld verander van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. So die Heilige Gees, Christus in jou, kyk na die beeld, soos wat jy die Bybel lees, sien jy hoe jy al klaar lyk in die Gees. Jy sien hoe jy al klaar lyk in die Gees. En dan wat gebeur? Die Gees in jou verander. Nou, waar word jy nou verander? As jy al klaar so lyk, hoekom moet jy verander word? Jou gedagtes word verander. Want jy's nie net gees nie, jy's gees, siel en liggaam. So jou siel en jou liggaam word verander. Soos wat jy kyk, hoe lyk jy in die Gees? En wie doen hierdie proses? Die Gees. Want die woord, die Bybel sê die woorde van Jesus is Gees. Die woorde van Jesus is Gees. Soos terwyl jy nou na die Gees kyk, na die woord lees, die woord bestudeer, die Here aanskou in die woord, wat gebeur? Dan word jou siel en jou liggaam verander. So jou moegheid word verander na Jesus se bonatuurlike krag. Jou swakheid word verander na Jesus se esgies. Jou gedagtes wat de mekaar is, of wat ook al probleme het, word verander na die Here se denke. Sy gnosis, sy kennis, na sy sunesis, sy verstand. Prys die Here. Nou, hy sê van heerlikheid tot heerlikheid. Natuurlik die heerlikheid tot heerlikheid verwys hoe ons daar verandering nou gebeur het. Die heerlikheid van die Ou Testament word verander na die heerlikheid van die Nuwe Testament. So ons is nie meer onder die Ou Testament in terme van dat wanneer ons na die Ou Testament nou lees, is dit net om die Here te aanskou, om Jesus te aanskou, die Gees. Halleluja. Van heerlikheid tot heerlikheid, die Ou Testament na die heerlikheid van die Nuwe Testament. En hoe doen ons dit? Die oog gerig op die woord van God, die Bybel. En dan wanneer ons dit doen, wanneer ons die woord lees, kyk ons na die heerlikheid van die Here wat in ons is. Jesus Christus wat in jou is. En dan word jy verander in jou siel, in jou liggaam, deur die Gees van ons Here Jesus. Al wat jy moet doen, is om te fokus. Al jou kyk rondom jou te vat en jy dit saam te bring en alleen te fokus op Jesus. Nou as jy kyk na die woord doxa, wat sê die doxa van die ou na die doxa van die nuwe? Die doxa, dis nou die glorie. Doxa beteken die swaar, stralende, luisterryke, pragryke en gewigtige teenwoordigheid van God, wat gelaai is met alles wat goed is, met vol van sy genade, vol van sy waarheid en sy wonderwerke. Dit is om 'n goeie opinie van God en sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid en sy goedheid te hê, en dat hy met jou is, hy is met jou. En dan om hom te verheerlik volgens die volle waarde van sy naam. Hy is eerwaardig as gevolg van sy prestasies. Dit is wat doxa beteken. So wanneer jy die woord lees, dan besef jy, die Here se glorie is in jou. Jy's in sy teenwoordigheid. Halleluja. Prys die Here. The glory of the Lord is in you. So wanneer jy volgende keer weer Jesaja 40 vers 31 lees, dan onthou, is gekoppel aan
Hebreërs 12 vers 1 tot 2 en dan lees dit ook met 2 Korintiërs 3 en besef dat wag op die Here beteken om jou oë gefestig te hou alleen op Jesus. Halleluja. Maar die oë gefestig alleen, baie keer as mense sê o jy hardloop en jy fokus op jy sien hulle Jesus daar ver. Nou hardloop hulle nou. Nee, Jesus is hier in jou. In jou. En soos wat jy die woord lees, is jou oë gerig op Jesus, maar dis Christus in jou die hoop op die heerlikheid. Halleluja. Ek wil vir julle 'n video speel van Hebreërs 12 vers 1. Julle moenie weghardloop nie. Okay. You better get on with it. Strip down, start running and never quit. You better get on with it. Strip down, start running and never quit. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Better get on with it. Strip down, start running and never quit. You better get on with it. Strip down, start running and never quit. You better get on with it. Strip down, start running and never quit. You better get on with it. Strip down, start running and never quit. Let's strip off every weight. It slows us down. Let's run with endurance the race God has set before us. God has set before us. And keep our eyes on Jesus. Keep our eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. The champion who initiates and perfects our faith. 'Cause of the joy awaiting him, he endured the cross. The champion who initiates and perfects our faith. 'Cause of the joy awaiting him, he endured the cross. After all, you've not yet given your lives in your struggle against sin. Better get on with it. Strip down, start running and never quit. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Don't give up. Don't lose heart. 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 Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Don't give up. On Jesus. Amen. Halleluja. Nou, vir iemand wat kyk op YouTube of iemand hier wat nie seker is of Christus in hulle is nie. Die Bybel sê jy kan verseker weet of Christus in jou is. En jy moet 'n sekerheid hê daaroor. En al wat jy doen is jy moet glo dat Jesus uit die dood opgestaan het. En jy moet verklaar dat hy die Here is, dat hy God is. En dis, jy kan dit saam met my sê, ons sê net baie dankie Here, dat ek wil seker wees dat U in my hart is, dat Christus in my is, en ek glo dat U uit die dood opgestaan het, en dankie Here dat ek al my sondes vergewe is deur U bloed,
En dankie Here dat ek maak U en ek besluit om U my Here en my God te maak en ek sal U volg al die dae van my lewe. In Jesus se naam. Amen. Prys die Here. En as jy nog nie gedoop is nie, moet jy ons laat weet, want doop is 'n command in die Bybel om te verklaar dat jy glo dat jy jou hart vir Jesus gegee het, word jy gedoop. So ons kan jou enige tyd doop, jy kan met ons praat. En as jy nog nie gebaptized is met die Heilige Gees nie, dis maklik om gebaptized te word. Al wat jy doen is, jy sê Abba Vader, dankie dat U my vul met die Heilige Gees. En dan begin jy jou mond beweeg en die Here sal vir jou 'n taal gee. Dis 'n gawe wat jy ontvang van die Here af. Halleluja. Prys die Here. Julle kan die seëning ontvang. Yevarechecha Yahweh v'yishmarecha. Ya'er Yahweh panav elecha v'chuneka. Yisa Yahweh panav elecha v'yasem lecha shalom. Baie dankie Abba Vader dat U ons seën en ons beskerm. Baie dankie Heilige Gees dat U aangesig oor ons laat skyn. Dankie Koning Jesus dat U vir ons U genade gee. En baie dankie Here dat U U aangesig oor ons verhef en U gee vir ons U vrede, shalom, in Jesus se naam. Prys die Here. Amen. As daar enige gebedsversoeke is, julle kan na ons toe kom vir gebed. So vir julle hande op lê en vir julle bid. Prys die Here. Halleluja. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak.